is nog nooit so gehamer oor een konsep en idee soos wat ek jou hamer die laaste paar weke nie. Maar hierdie is krities vir jou en jou gesin se geloof en vir ons gemeente. So ek sê dit weer. As jy iemand op straat vra, wat is die evangelie? Dan sê hulle waarskynlik iets soos, Jesus het vir my sondes gesterf sodat ek hemel toe kan gaan. Dis hoe baie van ons dit geleer is. Dis die goeie nuus. Punt. Is ek reg? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Maar hier's die probleem. As dit die hele evangelie is, dan het Jesus, hoor my mooi, vir 3 jaar lank nie die evangelie gepreek nie. Want toe hy nog op aarde was, met ander woorde, nog nie gekruisig of opgestaan nie, het hy reeds 'n boodskap gehad wat hy oral verkondig het. Markus 1, vers 14 tot 15 sê, hy het rondgegaan en die goeie nuus van God verkondig. So, wat was daardie nuus? Jesus het gesê, die tyd het aangebreek. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo hierdie goeie nuus wat ek bring. En daar is dit, lewensgroot. Dis die oorspronklike, rou, kragtige evangelie. Nie net dat jy vergewe word en hemel toe gaan nie, maar dat die wêreld besig is om nuut te word. Dat God besig is om weer te heers. Nie eendag nie. Nie net in die hemel nie. Nou. Hier. En hoekom? Want die koning het opgedaag. Ons hoor bekeer en ons dink, stop met slegte dinge. Maar die woord metanoia in Grieks beteken verander jou denke, sien anders, rig jou kop en hart en liggaam op 'n nuwe realiteit. Dis baie meer as net stop die slegte dinge in jou lewe. Jesus roep die mense net weg van sonde nie. Hy roep hulle na iets toe, na 'n nuwe manier van mens wees, na 'n koninkryk waar die laaste eerste is, waar liefde sterker is as wraak en waar elke persoon 'n draer is van God se beeld. Die woord evangelie was in Jesus se tyd nie oorspronklike godsdienstige term nie. Dit was 'n politieke taal. Keisers het evangelies aangekondig, nuwe regerings, nuwe oorwinnings, nuwe tye. En Jesus, hy gebruik dieselfde woord. Sy goeie nuus is, daar is 'n ander koning, en onder sy regering is daar hoop vir armes, genesing vir gebrokenes, geregtigheid vir verdruktes, en dis nie 'n ontsnapping uit die wêreld nie, dis verlossing binne in die wêreld. Jy leef dalk met net die helfte van die waarheid, en dis hoekom jy voel iets kort. Dis hoekom daar nie opwinding in jou is nie, want dit doen. Jesus nooi jou nie net om vergewe te wees nie. Hy nooi jou om deel te word van die koninkryk van God. Dis nie net vir een dag nie. Dit is vir vandag, want die koning is hier en dit verander alles. Tot môre, mooi loop.